Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings. Ons is hierdie week besig met Psalm 32 om te kyk na die genade en die liefde van die Here, selfs in ons woestyntye, hoe hy ons kan help en behandel in daai tye. Nou Psalm 32 vanaf vers 3 af sê: "Toe ek oor my sonde stil gebly het, het my liggaam gekwyn van ellende. Het ek die hele dag lank gekreun. Dag en nag was u hand swaar op my. My krag het verdwyn soos water in somerhitte." Hierdie gedeelte sê iets van as ek en jy stil bly, in ontkenning leef oor ons sonde, het dit 'n langtermyn effek op ons hele menswees. Dis nie net 'n effek op gees tussen my en God en eendag gaan ek dalk hel toe of hy sê nee, as ek stil bly in ontkenning leef oor my sonde, het dit 'n effek op my liggaam. Hy praat van, is dit 'n effek op my slaappatroon, dit het 'n effek op dag en nag het ek gekreun van ellende. Hy sê dit het 'n effek op my emosies. Ek is soos 'n dor land waarvan die water weggesuig is deur die son. So iets van die groot impak van sonde op jou en my lewe. En die eerlikheid van om dit te bely. So in jou lewe, waar is daar iets van hierdie donker kolle wat jy in sulke ontkenning leef dat ag, almal doen dit. Ag, my oupa was so, my pa so, nou's ek so. En jy vat net nie verantwoordelikheid vir dis sonde wat ek in my lewe doen nie. En omdat jy nie verantwoordelikheid vat nie, is daar 'n aaneenlopende pyn in jou lewe. Daar's 'n gekreun in jou lewe, daar's 'n hitte, 'n donkerte in jou lewe. Die vrede kom net nie naby jou nie. Dis wat hy hier sê. So wanneer ek stil bly oor my sonde, dit nie erken nie, is daar 'n langtermyn effek op my lewe. En ek dink almal van ons wil in vrede leef, wil vry leef. So die geheim is, bely. Wees ernstig oor jou sonde. Vat dit na die Here toe, so gou as wat jy kan, en maak erns daarmee. Kom ons bid saam vir hierdie eerlikheid, dat ons sal ons sondes bely. Hemelse Vader, baie dankie vir die vryheid, vir die genade, die lig wat aanskakel in ons lewe, as ons sondes bely. Help ons, Here, om nie deur hierdie gekreun, hierdie marteling te gaan, van om stil te bly oor ons sondes nie. Dankie vir u genade en u uitnodiging. In Jesus naam, amen.